Hallelujah. Praise the Lord.
Jy gaan weer hier anders uit as wat jy hier gekom het. Amen. Jesus gaan ons dien vanmôre. Dis hoekom ons hier is. Amen. Prys sy naam. Jesus, near my last stop, and I know I can miss you. I know I can miss you. I know I can miss you. No way can be there. God is such a mighty God. I know my last stop, I know I can miss you. Jesus, near my last stop, and I know I can miss you. Al ons ouderlinge diakens, onze geliefdes, u is gegroet. Amen. En ook onze bezoekers in die mooie naam van die Here. Amen. Die is 'n spesiale dag vir die gelowiges. Ek sê vir die gelowiges. Die dag sal nie vir jou spesiaal wees as jy nie gelowig is. As die dierbares met my. Want deur die hele week het Jesus ons veilig deurgedra. Amen. Dit kon anders gewees het. Ons kom vanmôre om lof aan die koning te gee. Prys aan die koning te gee. En die Bybel sê, toe die heerlikheid, nadat Moses die loflied opgedraai aan die Israeliete, toe gryp Miriam my tamboerijn en sy lei die volk in koordans. Jy kan ons nou vanmôre hier kom sit en slaap jy hier. Dan is jy op 'n verkeerde plek. Hallo. Jy kan nie kom moegie, wat het jy nou gisterand gemaak man? Nee man. Die dag is die dag wat die Here gemaak het. Ons wil aan die Here eer bring.
bring, nie aan 'n mens nie. U is hier vir my nie. U is hier vir geen leier nie. U is hier om die naam van hierdie groot en almagtige God groot te maak. Amen. Jesus sê, en hy gee die kerk 'n opdrag, en ons sit in die opdrag vanmôre hier, Matteus 28 en gaan dan heen, wat maak ons vanmôre? Maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige, en leer hulle, ek is hier om te leer, om alles te onderhou. As ons maar net weet, in watter hoedanigheid ons vanmôre hier sit. Die Bybel sê in die boek van 1 Korinte 14:26. Hy sê, as julle by mekaar kom, het die ene 'n psalm, die een het 'n lied, die een het 'n bemoediging, die een het 'n taal. Hy sê, maar laat alles geskied tot opbouing van die liggaam. Nou wat het jy nou vanmôre hier gebring? Die skrif sê as julle by mekaar, wat het jy vanmôre jouself hier gebring? Ons wil nie jou sien vanmôre. Ons wil sien wat die Here jou gegee het in die boek van 1 Timoteus. 1 Timoteus hoofstuk 4, 14, 15, 16. 14 sê, en verwaarloos nie die genadegawe van God wat in julle is nie. Wat julle gegee is met die profesie en die handoplegging van die ouderlinge. Hy sê, wees vlytig in hierdie dinge, lewe daarin, sodat julle vooruitgang van almal duidelik. Jy moet kan aansteek met die vuur en die salwing en die krag van die Here wat jy dra. Amen. Hoor wat sê die Bybel in die boek van Efese hoofstuk 4:8. Hy sê toe Jesus opgevaar het na die hemele, het hy die gevangene het seker gemaak, hy bind Satan, sodat ek en u die gawes van die Here kan ontvang. Hy sê opgevaar na die hemel, hy het die gevangene gevangen geneem, en hy het gawes aan die mense, nie enige mens, die gelowiges, die kerk van die Here, het hy gawes. Wat maak jy vanmôre? Wat maak jy met dit, wat die Here jou gegee het? Niemand dierbaar is maar. Die Bybel sê, ons almal is deur een gees deurdronge. Wat beteken of jy 'n gees is of jy 'n magsiekte is? Ek en u is verantwoordelik vir daai persoon se genesing. Want jy dra krag, ek dra, ons almal dra krag, en ons sit die Bybel op sy plek. Kan ons die Here prys? Ons sit hom op sy plek. Ons almal is deur dieselfde gees deurdronge. Amen. Ek het Dinsdag aand in die Bybelstudie gepraat oor die disippelskap. As jy jou skaam vir Jesus as 'n disipel van hom, dan diskwalifiseer jy jou om 'n disipel van God te wees. Dan moet jy maar los. Hallo? Kom ek maak hierdie ding reg. Ons het vanoggend hierdie offers opgeneem. En ek is niks met die offers, maar ek wil vir u vir 'n beginsel wys. Toe hierdie duisende mense optrek na die tempel toe, het hulle offers saamgebring. Amen. Ons was geleer toe ons kinders was, het ons ma ons offers gegee om in die bakkie te gooi. Amen. Iets van ons wat in die kerke kom, ons gaan kom sit net. Jy kan nie so 'n offer bring om vir jou God te bring en om in die bakkie te gooi nie. Ja. Die kerk van die Here behoort om te skaam. Hallo. Niemand dierbaar is. Jy moet eintlik al dansen aankom om 'n offer te bring. Niks met die tiendes te doen nie. Om 'n offer. Het jy geweet dat jou offer is groter as jou tiendes? Amen. Leer jou kinders van kleins af om 'n offer aan die Here te gee. Leer hulle. Ons was daar by die historiese kerke, dan het my ouma vir ons elkeen iets gegee om in die bak te gaan ingooi. Hier sit die kerk, hulle moet kom offer. Hulle sit so, hulle kyk die mense wat gaan offer. Wat maak jy in die teenwoordigheid van die Here? Wow. Nee man. Hy sê, leer hulle om alles te onderhou. Die preek gaan na 'n ander kerk op toe.
toe, reg Vrystaat toe, Kaap toe, oral. Daai kerk kan die ding hoor wat ek vanmôre sê. Ons was geleer toe ons kinders was om 'n offer te bring, ons ouers het ons geleer. Jy leer jou kind om oop hand te wees. Dis die waarheid. Ja man. Amen. Jy kom kerk toe op 'n Sondag, jy kan nie so offertjies aanbring in die bak te gooi nie. Jy hou die ander mense dop. Nee man, is die Here dan nie vir jou goed nie? Psalm 50:15, wanneer jy in die nood en die moeilikheid is, Psalm 50:15, roep my aan. Nou na wie roep jy as jy in die moeilikheid is? Nee man. Nee man. Nee man. Ek het vanmôre woord wat ek vanmôre van die Here gekry het om vir die kerk te bring. Ek is niks met die ronde hardlopery, die springery en groot uitgepakte kerke te doen. Ek praat van Johannes 8:32. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry. Die waarheid. As mense die kerk uitloop, hulle wil die waarheid hoor nie. As mense wat van die kerk na daai kerk toe spring, hulle wil nie die waarheid hoor nie. Is die mense hier? Hulle kan weggaan. Hulle kan spring na kerke toe. Ek gaan hierdie evangelie 2 Timoteus 2:15 lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sê. Ja, julle ken nie die kant van my nie, gaan julle. Ja. Genade van die Here is baie groot vir sy kinders. Die waarheid. God wil sy kerk seën. Amen. God wil sy kerk Ja, dis die waarheid. maar as 'n prys om te betaal. Niks in die lewe is vernietig. Ons wil nie aangespreek word. Dan blaas ons op. By wat het Jesus het jy dan uitgekom? Hulle kan nie hard met jou praat en gaan sit jy by die huis. Nee, wag jou. Jy moet jou reg kry. Jy dien mos dan nie die Here nie, moet jy maar los om die Here te dien. Jy kry te gou seer. Jy's swak. Jy's vleeslik. Dis hoekom Paulus gesê het Galasiërs 5:16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring. Hallo? Amen. Amen. Ek gaan maar my kampie verskuif. Ek ken nie dit. Dis in die woord, jy ken dit, dis nie so. Die woord is die waarheid. Ek lees vanmôre dierbares uit die boek van Johannes studie. As jy ontvanklik vanmôre, as jy om te luister nie wat ek wil sê, maar wat die Here wil sê. In ons tema, hoe lyk jou huis van aanbidding? Jou huis. Hoe lyk jou huis van aanbidding? Hallo? Hosea 4:6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Baie van ons weet nie hoekom ons die Here dien. Ons is daar vir entertainment. Ons wil dans en te kere gaan. Hallo? Jy's hier om die Here te dien. Deuteronomium 5:6. Julle moet die Here lief hê met julle hele hart, met julle hele siel en met al julle krag. Moet die kerk van die Here Jesus Christus liefhet. As jy dierbaar is met my. En as jy die Here liefhet, dan kompromieer jy nie. Jy staan vir die waarheid. Want die waarheid maak jou gesond en die waarheid maak jou vry. Amen. As jy dierbaar is met my. Amen. Nou dierbaar is die boek van Hebreërs hoofstuk 6. Hy sê julle moet vanweë die tyd behoort julle leraars te wees. Maar julle het weer nodig dat die mens julle die eerste beginsels van die woord leer. Julle wil net in die melk bly. Los die entertainment, in die kerk van Christus Jesus is in 'n toestand, hy sit uit 'n entertainer sente geword. Ja, hulle hardloop, hulle spring, hulle gaan hulle ken nie die basics nie. Dis hoekom die liggaam van Christus Jesus het soos die wêreld geword. Hallo? Hy het soos die wêreld geword. En daarom moet daar manne
moet die kerk help, dat daar manne en vroue sal opstaan om die woord van die waarheid reg te sny. Mense, leiers is bang om die waarheid te praat, want dan raak die kerk, die mense raak minder. Hulle wil hê die mense moet hardloop van die diens beginne tot die diens uitgaan, dat hulle nie so woord gehoor het. Hallo? Ja man, wat is hier met die woord? Hoe lyk jou huis van aanbidding? En ek lees vanmôre in Johannes hoofstuk 2 vanaf 13 tot 25. Ek wil julle gedeelte lees. Jesus reinig die huis van hom. Hy reinig die tempel. En die Pasga van die Jode was naby. En Jesus het opgegaan na Jerusalem. En hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duwe verkoop en die geldwisselaars wat daar sit. En hy het 'n sweep van touwtjies gemaak en almal uit die tempel uitgedrywe. Ook die skape en die beeste en die klein geld van die wisselaars het hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. En vir die duiwelverkopers het hy gesê, neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van my vader 'n handelshuis maak nie. Ander gedeelte in die boek van Matteus 21 sê die Bybel, Jesus sê, moenie die huis van my vader 'n rowersspilong maak. Amen. En sy disippels het onthou dat daar geskryf is, die ywer vir die huis het my verteer. Toe antwoord die Jode en sê vir hom, watter teken toon u aan ons dat u hierdie dinge doen? Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af, in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lang is aan hierdie tempel gebou, en u sê u sal dit in 3 dae oprig, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. En toe hy opgestaan het in die dode, het sy disippels onthou dat hy dit vir hulle gesê het, en hulle die skrif geglo en die woord wat gespreek was, hier was hy nog nie dood nie. En toe hy in Jerusalem was op die Pasga gedurende die fees, het baie in sy naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat hy doen. Maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat hy almal geken het, en omdat hy nie nodig gehad het, dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. Die Here seën sy geleesde woord. En welgeluksalig is elkeen van ons, wat hierdie woord van die Here hoor, en dit ook so doen. Daar gaan 'n tyd kom, en is naby. Is baie naby, dat die mense gaan verlang en soek na die woord, maar die woord gaan nie meer daar wees. Daarom skryf Dawid in Psalm 119:11, hy sê ek het die woord van die Here in my hart gebeere, dat ek teen die Here nie sal sondig nie. Nou luister die kerk van die Here. Ek is nie 'n voorspoedprediker nie. Nee. Ek hardloop hier rond om mense se beursies leeg te maak. Nee. Ek is nie by dit nie. Ek help jou om by voorspoed uit te kom, want ek is voorspoedig. Is die mense hier? Amen. Ek preek dit nie, want ek is voorspoedig, ek gaan nie help om by voorspoed uit te kom. Hallo? Amen. Ek loop ook nie met kannetjies rond, heerlik, ek is nie by dit nie. Ek is 'n geseënde man van die Here, en ek is hier om die kerk te help, het my geroep, Jeremia 3:15, ek sal julle herders gee na my hart, wat julle sal oppas met kennis en verstand. Is die mense hier? Amen. Oral is dit geld, voorspoed, ek is nie by dit nie. Is die mense hier? Amen. Ek wil vanmôre vir u sê, u sit in 'n gesonde leer, kan ons die Here prys. In 'n gesonde kerk en leer, waar jy geleer word volgens die skrif. Ons lewe in 'n tyd
waarin ons aanbidding baie belangrik is vir God. Hallo? Want hy sê, hy soek ware aanbidders in die tyd. Is die mense hier? Ware aanbidders. Jesus sê in die boek van Johannes 4, vir hierdie Samaritaanse vrou, 4:22. Hy sê, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Hoor nou mooi, die saligheid is uit die Jode. Is die mense in hierdie plek? Matteus 1:21 bevestig dit. Josef wil weghardloop van Maria, want hy glo hy het nie aan haar geraak nie, en hy het ook nie aan haar geraak nie. En die engel spreek met Josef, en hy sê vir Josef, sy sal 'n seun baar, en nie julle nie, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloor. Hy praat hier van die Jode, wat sy volk. En hier kom Jesus, en hy sê vir hulle, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Is die mense nog hier? Dan sê Johannes 1:11, luister mooi, en hy het na sy eiendom gekom, die Jode, en hulle het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom verwerp. En hy dink aan ons, die heidene, die onbesnedes. Hy dink aan ons, en hy sit die tou van genade uit, vir ek en u. Hallo? Wat eintlik sê, hulle was in hulle harte, was hulle verbitterd. Hulle was ontstel om hom te wil aanbid. Hallo? Hulle harte teenoor Jesus was nie reg nie. Nou hoe kan jy iemand aanbid wat hom dan verwerp het? Ons verwerp hom, hoe gaan ons hom aanbid? Nou as hy die genade gee vir die heidene, vir ek en u, dan moet dit vir ek en u 'n voorreg wees om die Here te kan aanbid, om die Here te dien. Dan kom jy, Psalm 122:1, David sê, ek was bly toe hulle vir my sê, laat ons opgaan na die huis van die Here. Dit wil sê, jy kry jou reg op 'n Sondagmôre, en jy sê vir jouself, as ek maar net by die drempel van die plek kan wees. Ek is nog hier in, eers my voet met die drempel kan raak. So David het gesien, dat die teenswoordigheid van die Here, want sy hart was 'n man van aanbidding. En die Bybel sê, God sê, Jesus sê, hy soek 'n man so na aan sy hart, soos David. Amen. Die man se hart, hy was 'n worshipper. Yes. Jy moet die mense kan aansteek met jou aanbidding, met die salwing, die heerlikheid wat jou losgemaak het, moet jy ander mense kan aansteek met dit. Amen. Amen. Matteus 5:13, julle is die sout van die aarde. Amen. Maar as die sout laf geword het, deeg het nêrens as om buite gegooi te word en deur die mense vertrap te word nie. Wat beteken wanneer jy nie lewe na die God het nie, dan spoeg die mense op die grond. Weet jy, hulle neem jou nie ernstig op nie. Hallo? Hulle sê, praat jy van hom? Praat jy van haar? Nee, as sy bekeer is, as hy bekeer is,
is ek ook bekeer. Weet jy hoe belangrik is die bekering vir die kerk van die Here Jesus Christus? Die grootste wonderwerk wat daar nog op hierdie hele aarde gebeur het, is die verlossing en die bekering van ek en u. Amen. Amen. Daar is 'n ander groter wonderwerk Nee. as dat Jesus jou en my in die hande gekry het. Amen. Ons was slawe van die duiwel. Amen. Ons was bestem vir die hel. Waarheid. En hy gee genade soos 'n brandende hout. Ruk hy my uit die vuur. Dankie, Here. Baie dankie. Hy plaas my voete op my ewige rots. Halleluja. Dankie, Here. Baie dankie. Hy laat die skille van my oë afval. Want eens was ek blind, maar nou kan ek sien die reddende genade van God. Ek kan alle mense verskyn. Glory. Sy is sommer so nie. Dankie, Here. Die bloed van Jesus Christus was vir ek en u gestaan. Ons is duur gekoop. Goud, silwer, die rykdomme van hierdie wêreld kon nie ons salig Dankie, Here. Dankie, Here. Jy is nie sommer so nie. Dankie, Here. Ek sê, jy is nie sommer so nie. Dankie, Here. Baie dankie. Dankie, Here. In my kindsdae, Dankie, Here. Baie dankie. ek het nie verstaan nie. Terwyl hierdie mense hierdie evangelie preek van verlossing, So. haal ek die duis uit, ek daag hulle uit, ek tart hulle. Ek het nie geweet wat ek doen nie. Ek het nie verstaan nie. Maar hy gee my nog 'n kans. Yes, dankie, Here. Geld kan dit nie koop nie. Die rykdomme van hierdie wêreld kan nie daarvoor betaal nie. Kosbare bloed van Baie Jesus. dankie, Here. Jy is nie sommer so nie. Baie spesiaal. Nee. Ek sê jy is nie sommer so nie. Dankie, Here. Maar nie met die genade van die Here speel nie. Met die feit dat jy lewe. As die waarheid. Dankie, Here. Weet dierbaar is ek is in my lewe te doen. So. Het 'n radikale change. Amen. Baie Ek wil dankie. sterwe aan hom. Ek wil sê soos Paulus sê Filippense 1:21, vir my is die lewe Christus Jesus. En sterwe. Dankie, Here. So. Dankie. Ek weet waar ek was. Ek weet waar ek nou staan. Dankie, Here. En ek weet waar ek Dankie, Here. Baie dankie. die Baie hele dankie, week Here. draai jou. Dankie, Here. Jy kyk na jou kinders. Jy kyk na jou ouers. Dankie, Here. Hierdie dag, Sondag, is 'n baie spesiale dag. Om eer te gee aan hom, Dis die waarheid. lof aan hom te gee. As die mense hier. Amen. Ek weet wat ek Ek weet wat ek weet. Die Bybel sê, Jesus sê vir hierdie vrou. Hy sê met haar kom hy hier. En dit is nou. Wanneer die ware aanbidders, die Vader, die Gees, die waarheid sal aanbid. Ek sê wanneer die ware aanbidders, die hulle wat speel, Halleluja. die Here se genade nie, die ware aanbidders, om in Gees, en waarheid sal aanbid. Dankie, Here. Dit is nou. Hy sê want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Amen. Dan gaan Jesus verder. Dit is hoekom ons so kanse vat met hom. So. Ons vat die kanse met mekaar.
Ons vat kanse met die Here. Hoor wat sê 24. Hy sê God is gees. En die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Dis hoekom Paulus gesê het vir die Galasiërs. Ek sê, wandel in die gees. Die enigste manier waar die mens God waarlik kan aanbid in gees en waarheid, is wanneer ons in die gees kom. Hy sê dit. Jy sien, ek kan met my baie goed te doen. Ek kan vir die baie goed te sê, wegkom. As die dierbaar is met my. Maar met die Here sal ons nie kan wegkom. Hy weet alles. Amen. Hy ondersoek die harte van die mens. Yes. Ek speel nie met die Here se genade nie. As 'n tyd vir alles. As 'n tyd om te ontspan. As 'n tyd om weer op 'n level te kom waar jy met die Here afloop. Ja, jou lewe moet gebalanseerd wees in hierdie wêreld waarin ons leef. Dan sê die vrou vir Jesus, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Sy weet nie, hy staan daar midden. Sy kyk na Jesus in die vrees. Ja, maar hy staan by haar in die spirit. Ja. En in die spirit weet hy alles van haar. Hebreërs 4:13. Daar is geen skepsel. Onsigbaar voor hierdie lewende God. Maar alles is oop. Sy dink sy praat maar net met iemand. Maar sy staan langs die seun van die lewende God. Yes, hallelujah. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Dis powerful hier. Jesus. Goed toch? Goed toch hier. Ja. Wat sê jy? Dit is ek wat met jou spreek. Wat doen Jesus hier? Hy verklaar hom aan 'n vrou. Reg deur die 4 evangelies van Jesus sal jy sien, hy het nooit gesê wie hy is nie. Ja. Wanneer hy self iemand gesond gemaak het, dan het hy gesê, moet vir niemand sê. Yes. Of Jesus het vinnig wegbeweeg. Yes. Amen. Maar hierdie vrou was vir Jesus 'n vrou wat 'n liefde vir God gehad het, maar sy het nie die seun geken. Jesus. En hy verklaar aan haar as die seun van God. Toe ek dit lees, toe het dit my so diep beweeg om te dink uit al die pad. Het hy vinnig uit hulle midde pad gegee. Hy wil nooit hê die mense moet weet hy is die seun van God nie. Want hy het geweet hoekom is hy hier. Hy is hier om die wil van sy Vader te doen. Amen. Jesus. Maar hy openbaar, hy verklaar hom aan hierdie vrou. Want die mense, hierdie vrou was eintlik baie bevoorreg. Wat beteken hierdie aanbiddingsplek moet vir jou hoop gee dat jy hopeloos is. Amen. Hierdie plek moet vir jou kan sê, daar is 'n hiernamaals. Amen. Wanneer alles vir jou donker is, dan moet hierdie plek vir jou sê, daar is 'n lig. Yes. Jou aanbiddingsplek. Amen. Jesus homself was die aanbiddingsplek vir die vrou. Ja, as die mense hier, Amen. hoe lyk jou huis van aanbidding vandag? Hierdie plek moet jy soos goud oppas. Hulle sê dis reg, ja.
Hulle sê hierdie liggaam is die tempel van God. Hulle sê ook Christus woon nie in tempels wat met hande gemaak word nie. Maar daar was 4 feeste. 4 feeste in die jaar. En al hierdie 4 feeste het die Israeliete oral uit die wêreld gekom om by elke fees te wees. En dis in die tempel. Die huis van die Here. Amen. Hulle het opgetrek in hulle duisende om by daai feeste te wees, want God het daai feeste. Een van hierdie feeste is die Pasga. Amen. En hy was reeds daai dag, was hy daar. En hierdie fees beteken die verlossing wat Israel in Egipte ontvang het. En waar Jesus sy eie lewe gegee het vir die wêreld. En ons geniet nou sy liggaam wanneer ons nagmaal neem. Nie die deugniete wat sê hoe dikwels ons by mekaar kom en hulle dronk drink nie. Hulle verstaan nie die skrif nie. Dan was daar die feeste of die fees van die werke. En hierdie fees het gekom, hulle het hom genoem die Pinksterfees. Dit was die oestyd vir die Israeliete. Wanneer die Here hulle geseën het, hulle boerdery, dan moes hulle vir 7 dae dit geniet. As die dierbares met. Amen. En dan het ons die Hittefees gekry. Dis die loof. Hulle noem dit die looffees. Hulle het die blare gevat van die bome. Dan het hulle hitte gemaak. Dit was die tyd toe hulle deur die woestyn gaan en die hitte so kwaai was. Ja, het hulle daar hitte gemaak en blare. Daai fees was ook gevier. En dan was die versoening fees, die fees van die insamelings. As die dierbares met my. Dis wanneer die volk dit voor die Lewiete gebring het. So die Here hulle geseën, so het hulle opgetrek en hierdie tempel was nie oor 'n week se tyd gebou nie. Hierdie fees het miljoene mense gehuisves. Die sinagoges was die klein kerkies wat sommer so in die woonbuurte gewees het, wat die sendelinge daar verbygekom. Self Jesus, dan het hulle daar gepreek. Amen. Maar wanneer hulle by die tempel kom, het die mense meestal by die feeste en hulle wat naby die tempel, hulle dit gereeld bygewoon. En Jesus kom in die tempel, sê die Bybel, en vind die wat beeste en skape en duwe verkoop en die geldwisselaars wat daar sit. Nou hierdie mense het 'n doel gedien. En die doel was verkeerd in die oog van Jesus. Dit het Jesus baie ontsteld gemaak. Hy maak toe vir hom 'n sweep. En die Bybel sê, hy het die handelaars en die geldwisselaars daarmee uitgejaag. Hy jaag hulle uit. Nou, Jesus was nie gewelddadig nie. Somtyds as mense kwaai is en hulle dwing gesag af wanneer die volk bandeloos is, dan lyk dit die persoon is gewelddadig. Jesus het die gesag van God verdedig. Amen. As die mense nie Amen. mense som jou somtyds verkeerd op, net omdat jy staan vir die waarheid, sien hulle jou as 'n baie wraakgierige mens. Of jy's iemand wat wraak oor mense het. Nee, Jesus was nie dit. Is die mense hier? Hy het sy goddelike gesag, het Jesus laat geld. Want hy het die geldwisselaars en die handelaars geken
want hy is die kenner van die hart. Hy het geweet waarom is hulle daar. En hy het geweet, hy kan nie nou met ligte handskoentjies hulle aanvat. Want hierdie fariseërs en hierdie skrifgeleerdes en die Jode, hulle was harde mense. Hulle het hard gewerk, so het Paulus ook hard gewerk en die gelowiges uitgewis. Vroue na die tronke gesleep, mense laat doodmaak die gelowiges. Hy het gedink hy doen God 'n guns. Dieselfde met hulle. Hulle het gedink hulle doen God 'n guns wanneer hulle so wreed opgetree het. As die mense hier. Maar Paulus het 'n baie mooi hart gehad. Die boodskap van die gebeure is dat ons die goddelike prioriteite in ons lewens voorop moet stel. Elke ding moet sy plek en tyd ken. En hier het Jesus sy plek en sy tyd geken. Hy het nie net daar opgedaag en gesê ek gaan nou 'n ding doen. Nee. Die tempel is 'n plek van aanbidding en die Here moet in gees en waarheid aanbid word soos Jesus dit vir die Samaritaanse vrou gesê het. Hierdie handelaars en wisselaars was daar om die gelowiges eintlik uit te byt. Want wat was nou hier gewees? Ek ken mos nou, wat noem hulle die kunstefees in Oudtshoorn. Met elke jaar. Amen. Dan kom die mense van oral. En daar gaan jy sommer vir 'n hemp, 'n prinkel, gaan jy sommer R900 betaal. En hy mense kom nie sonder, hulle kom met geld. En as die meeste ryk mense wat hy kunstenaars wil sien. So hulle gee nie om vir 'n broek R1200 te betaal. Hulle sien dit as 'n geleentheid om geld te maak. En die was die fees van die Pasga. En hulle het dit uitgebuit. Hulle het geweet, daar kom duisende mense na Jerusalem vir die Pasga. En wat doen hulle? Hulle het die geld se waarde geken. 2012, toe ek in Nigeria kom. Nou hulle die naira daar. En toe ek net daar afklim en my bagasie in die hand gekry het, toe word ek omring van mense. En ek wonder, wat gaan nou aan? Hulle soek die dollars om het om te ry na die naira. En dan betaal hulle vir jou minder, vir jou dollars, want hulle sien dit as 'n geleentheid om geld te maak. As die dierbares weet, as jy 'n $500 het, times die rand se waarde, dan praat jy van 8000 plus. Dan is op R16. As die dierbares weet my, dan gee hulle jou sommer R5000. En hulle is om jou. En hierdie mense dieselfde gedoen. Die geldwisselaars, hulle was daar. En so het hulle hierdie mense ingeloop. As die dierbares weet my. Jesus het dit gesien. En hierdie gelowiges, om hulle uit te byt, want die tempelbelasting moet in die plaaslike geldeenheid betaal word. Daarom moes die Jode van ander streke en wêrelddele eers by die geldwisselaars die regte geldeenheid gaan kry. Net soos in Nigeria. En net so in al die ander lande. Jy kan nie daar in Amerika gaan met 'n rand en geld. Jy het nou hier R1000 se R200. Jy gaan niks maak met dit daar. Maar wanneer Amerikaanse dollar hier kom, dan het jy die jackpot. As die mense hier die geldwisselaars was dikwels oneerlik en het buitensporige winste op die transaksies gemaak. Die gelowiges moes ook 'n sondeoffer bring en diegene wat ver moes reis, kon nie hulle eie offerdiere saambring, dan hulle daai beeste en hy diere daar verkoop vir uitspattige winste wat hulle uit hulle gemaak het. Jesus het dit gesien. Dit het ook soms gebeur dat die gelowige se offerdiere afgewys is,
omdat die diere nie sonder gebrek was nie. As die dierbare is met my. Hulle wat hulle diere gebring het, het geweet dat die diere moet sonder gebrek wees. Maar hulle het enige diere afgekoop om geld te maak. Daarom het hulle die mense wat van ander lande afgekom het, ander dorpe en stede, se offers afgewys. Want baie van die mense tog onder die wettiese reëls het hulle geopereer. En dit is om hulle diere as 'n sondeoffer te bring, sodat die Here hulle kan seën en hulle vrymaak van hulle sonde. Daarom het die verkopers van die offerdiere net sulke winsgewende ondernemings in die tempel se voorhofbedryf as die geldwisselaars. Die offerdiere was ook baie duurder by die tempel as op enige ander plek, want hulle wil geld maak. Die geldwisselaars het die plek beset waar die heidene kon input. Het nie gebeur, die heidene was al ook daar. En wie was die heidene? Die heidene was hulle wat nie besny was. Die Jode op 'n ouderdom van 2 jaar word hulle kinders besny. Hallo. So baie van die heidene was nie besny nie. So hulle was sommer uitgeken as nie 'n Joodse volk. As die mense hier. Jesus was kwaad en ontstel oor die uitbuiting van die gelowiges, die geldgieriges, van die geldwisselaars en die verkopers, en omdat hulle die heidene se aanbiddingsruimte ook beset het. Want hy het nie gekom net vir die Jode nie. Hy het gekom om te sterwe vir die hele wêreld. Insluitend ek en u as die heidene. Hulle teenwoordigheid en optrede daar het 'n bespotting gemaak van die plek van aanbidding. En dit is wat ons ook vandag doen. Ons maak 'n bespotting van ons aanbiddingsplekke. Die manier hoe ons kom na die huis van die Here, maak ons aanbiddingsplekke 'n plek van bespotting. By jou eie werk waag jy nie eens om laat te kom nie. Maar na die teenswoordigheid jou aanbiddingsplek gee jy nie om hoe laat jy inkom. Amen. Ja, kyk, môre is maandag. As jy moet aanmeld môre, jy is nie laat daar nie. Jy sê hele 15 minute voor jy drink nog 'n koppie koffie of 'n tee. Maar ons aanbiddingsplekke waar ons die heerlikheid, die wonderwerkende krag elke dag sien in sy salwing, ons neem hom nie ernstig op. Ons maak 'n bespotting van God se aanbiddingsplek. As die mense hier. David sê, en hy sonder hierdie plek uit, in Psalm 27:4. Hy sê, maar een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe sal woon in die huis van die Here, om die lieflikheid te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Waar is die gelowiges? Waar is hulle wat volgens Job 22:21 vriendskap met Jesus gesluit het? Is daar so 'n hartklop of 'n begeerte dat ek al die dae van my lewe sal woon in die huis van die Here? Om die lieflikheid te aanskou. Daar moet eintlik 'n honger en 'n dors in die gelowiges se harte wees, om in die teenswoordigheid van hulle God te wees. Amen. Jy moet alles kan uit die pad uitstoot wat nie belangrik is nie, om in sy teenswoordigheid te wees. Amen. Want is hier waar jou lot kan verander. Amen. Is hier wat in jou lewe radikaal kan verander. Is hier waar jy ontmoet op die punt van jou behoefte. Dankie. Is die mense hier. Amen. Kry nou 'n afspraak met die burgemeester. Jy's 9:30, jy moet 9, jy moet 10 daar wees. 9:30 is jy al haar, sit jy al en wag. Jy sal nou wag.
Die hoërskoolhoof sê, hy wil jou sien as iets by die kind wat hy bespeer het. Hy wil graag hê jy moet, of hy sê net nie vir jou, wat is die probleem? En jy gaan maar hou, hy sê net jy moet inkom as in verband met jou kind. 7 uur staan jy daar buitekant rond. Skool begin 8 uur. En in jou gedagte, jou hart, jy weet hy kind sê jy nie alles nie. Sê Here sê net wat het hy gedoen. Here as jy net kan sê wat het hy gedoen. Jy sit daar en jy loop op en af. Jy gaan toilet toe, maar jy weet daar's niks nie, maar jy kom weer uit. Ja, dit is woordigheid. Hierdie aanbiddingsplek. As jy daar 'n papiertjie sien, dan moet jy hardop om my papiertjie op te tel. Die Bybel sê daar was 'n vrou met die naam van Anna. En dan was Johannes se pa. Hulle was so lief vir die tempel, hulle het hom sommer so skoon gehou. Sagaria en Elisabeth. Hulle het beurte gemaak om die tempel te gaan skoonmaak. En die Bybel sê terwyl sy vrou Elisabeth nie 'n baba kon in die lewe bring nie, het Sagaria dit as 'n geleentheid gesien om sommer daar sy versoek aan die Here te gee. Amen. Terwyl hy daar was net een dag, terwyl die volk nog wag, maar wanneer kom Sagaria dan uit? Toe kom hy nie uit en daai dag, toe worstel hy met God vir sy vrou se swangerskap. Amen. En die Bybel sê toe hy regtig daai plek verlaat, hy het gepraat, so kan hy nie praat nie. Want hy kon nie glo dat sy vrou op hy ouderdom nog 'n baba kan kry, want die engele het hom net daar besoek, binne in die tempel. Hoeveel kere die Here nie ons al hier besoek, maar ons is hier op die plek. Raya. As die mense hier, Jesus. en die Bybel sê toe hulle kom daar by die huis, waar die oupas en die oumas al klaar die naam gegee het. Hulle sê dit is mos nou die gewoonte, Yes. dat as die kind sy oupa se naam Klaasie is, Die kind se naam. Klaasie, dan kan hulle nie sê Klebo nie. Dan moet hulle ook sê, hy kind se naam moet Klaasie wees. Die Klebo nie. Kan nie Klebo nie. Dis my naam, hy nie dierbaar is. Hallo Abba. Dis klaar die Klebo nie. Dis Klaasie. As die dierbaar is met my. Halleluja. Glory! So dan het die oupas gesê, gee die kind, of die ma het gesê, Nie klaar. of die pa sê, my pa se naam was Klaasie, die kind se naam moet Klaasie wees. Amen. En toe hulle daar by die huis kom, toe die bure en die families gesê, maar dit moet Sagaria wees. Ja. Maar die vrou Elisabeth sê, dis nie aan my geopenbaar. Nee. En hier kom Johannes aan by die huis. Die neefie. En hulle vra vir hom nou, wat moet die naam wees? Vir Sagaria. Vir Sagaria, wat moet die naam wees? Die engel het gesê wat die naam moet wees. Amen. Hy kon nog nie praat nie. Ja. En hy skryf. Hy sê ek soek 'n groot bord. Blackboard. Hy kan nie praat nie. Hy kom so uit die tempel uit. Ja. En hy skryf op hy bord groot, Johannes. Johannes, want die engel het gesê, hulle haal die tradisie van die oupa uit. En hulle bring daai naam, Johannes die Doper. As die mense hier. Hoeveel keer het die Here nie al besoek gedoen? Hierdie plek is die plek wat jy jou hart vir die Here. Hierdie plek as jy vergeet almal om jou. Ek is in die teenwoordigheid van hom wat my lewe radikaal verander. Jeremia 29 jaar. In my hart weet ek die planne
wat hy vir my het. Planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om vir my 'n hoopvolle toekoms te gee. Is hier waar hy jou mindset weer regkry. Wanneer jy bietjie op 'n ander level is, in sy teenswoordigheid is liberty. Daar is vryheid. Hy spreek en hy kom vir jou magtig deur. Wanneer jy ook hier uitgaan, dan sê jy waarlik, Jakob sê die Here was op hierdie plek en ek het dit vlees gekry. Ek sê dierbares, as jy die Here in die vlees gaan soek, jy gaan hom hier kry. Jy gaan hom alleenlik kry, wanneer jy in die gees is, dan ontmoet hy jou. Kan ons hom 'n prys gee? Halleluja! Die huis van aanbidding moet net so vir ons 'n spesiale plek wees van seën en geestelike voeding. Hier moet jy gevoed word. Jesus spreek hulle aan en sê, neem daardie dinge hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n handelshuis maak nie. Die disippels onthou onmiddellik van Psalm 69:10. Hulle onthou dit, wat hy hulle geleer. Want die ywer vir die huis het my verteer, en die smaadhede van die wat die smaak het op my geval. Wat beteken dit? Kom ek gee vir die betekenis. Wat beteken omdat ek 'n huis lief het, moet ek lei die beledigings teen u en ook vir my wat my betref, wat my getref het. As die dierbares met my. Die Jode wil nou by Jesus weet, watter teken toon u aan ons dat u hierdie dinge doen? Hulle het nie verwag Jesus gaan sy goddelike gesag so gebruik nie. Hulle was verbaas, en dit is net een persoon wat so ferm optree. Hy het nie sy disippels nodig gehad om die orde daar te bring, terwyl hy hele plek van hulle so sit, met die beeste, die perde, die duwe, die geldwisselaars. Wat beteken as jou lewe gesond is, geestelik, dan kan niemand vinger na jou wys nie, dan het jy 'n invloed. Ek sê, as jou lewe geestelik gesond is, dan het jy 'n invloed op ander mense. Dis die waarheid. En nie net 'n invloed nie, jy het 'n positiewe invloed op mense se lewe. Amen. Mense luister na jou. Mense wil na jou luister. Mense is bereid om saam met jou deur die storm te gaan. Wanneer daar 'n storm opkom. As die mense, Amen. Jesus sê vir hulle, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal het weer opgerig word. Weet jy hoe sê dit vir hulle? Hy het gesien hulle lus om hom seer te maak. Jesus. Hy onderskei hulle. Hy sien hulle harte. Een man Ja. kan so 'n klomp voor fariseërs op hulle plek gesit. Geldwisselaars, handelaars, een man. Ja. Toe brul hulle soos leeu's agter hom aan. Wie is hy? Hoe kan hy? Hulle wil weet in watter gesag doen hy die tekens. Hulle kan nie glo dat een man ons die invloed wat Jesus se lewe op hulle gehad het. En Jesus sê, hierdie tempel sal afgebreek word, maar in 3 dae sal dit opgebou word. Hy praat reeds met hulle wat hom gaan doodmaak. Hy praat met hulle. Is met hulle wat hy praat. Hy sê vir hulle, julle soek my nou, maar julle gaan nie nou kry nie, maar julle gaan my kry. Maar eendag wil ek vir julle sê, na 3 dae gaan hierdie tempel weer. Hulle praat van die tempel wat oor hoeveel jare gebou is. Hy sê na 3 dae. Na 3 dae. Yes. Dan staan ek weer op. Ja, amen. En wat julle afbreek, gaan afbreek. Gaan ek weer op. As die mense hier.
na homself dat hulle hom gaan doodmaak. Baie in Jerusalem het in Jesus geglo. Amen. Hoekom? Vir die tekens. Nou luister die dierbares. Hierdie tekens het hulle waar geontmoet. Waar het hulle die tekens gesien? In sy teenwoordigheid. Amen. Wanneer ons in aanbidding saamkom, sal die tekens wees van wonders en tekens onder ons. Amen. Daai mense het nie daai goede daai iewers gesien nie. Hulle het in sy teenwoordigheid gewaar. En wanneer die Here ons besoek, dan besoek hy ons in die spirit. Amen. Wat beteken hy kan wonders doen? Hy kan alles doen. Yes. Hy kan doen ver bo dit wat ek in die ding bid. Yes. Halleluja. Hy sê Here, hy kan hom op verskeie wyse aan ek in die openbaar. Net soos jou behoefte dit voordoen, so kan die Here jou omstandighede radikaal. Yes. Is die mense hier? Amen. Ek het die ander dag vir een van die broeders gesê, in hierdie plek, in ons oggendbidure, het hier soveel mense werk gekry, soos ons die aangesig van die Here, van hulle is oorlede. Sister Kathy Jong was hy, as hy nog nie, sy werk, hoeveel jaar is nou Sister Kathy? 10 jaar. Sy die kom bid. Yes, En glory. die Here gee vir haar werk, sy is nou 10 jaar by die kamp. Halleluja. God kan jou blok hier verander. Yes. Halleluja. Was te laat hier aan werk gekry, sy het hom afgetree as 'n jong meisie. Sy het hier gewerk. Is dit waar te laat? Sy het aan werk gekry hier in die bidure. Amen. Amen. Sy is nou afgetree. God kan die onmoontlike moontlik maak. Yes. Halleluja. Sy teenwoordigheid kan alles doen. Amen. As die mense hier, Amen. Jesus was nie deur die Jode meegevoer nie, deur self hulle wat in hom geglo het nie. As die Bybel sê in vers 24, maar Jesus self het hom aan hulle nie toe vertrou nie, omdat hy hulle almal geken het. Jeremia 19:17-9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit doen? Jesus het geweet, hulle is nie opreg met hom. En hy het ook geweet, hulle gaan hom doodmaak. Hy het geweet. En Jeremia sê vir ons, hoe is die hart van die mens? Yes. Hy is bedrieglik. Yes. As die dierbare Amen. bo alle dinge verdorwe, ja. Wie kan dit ken? Ek is besig om klaar te maak. Kom ons maak seker vanmôre, gelowiges, kinders van die Here. Dis van ons het was die Here aangeneem het in ons lewe. En ons dien die Here soos ons hom dien. Ons het net iewers weggekooi, maar ons het die Here in ons lewe aangeneem. Moenie laat hy vuur doodgaan. Hou die vuur aan die brand met jou aanbidding en die liefde vir die huis van die Here. Amen. Dis die mense hier. Maak seker, hoe kom jy op na die huis van die Here? Jy kan nie van die huis afkom, jy is bly, dan sit jy die hele diens deur. Wie is jy? Wie is jy in die teenwoordigheid van die Almagtige? Jy sit, jy kan nie eens op jou voete staan om hom te eer nie. Maar laat enige politieke leier net opkom in jou huis of nie, dan spring jy eerste op. Die koning is in ons midde. Dierbares kry 'n liefde vir die huis en die teenwoordigheid van die Here. Moet laat niemand dit van jou af wegvat nie. Jou blydskap en jou vrede is daarin opgesluit. Amen.
As jy hier kom, dis nie iemand se plekkie, is God se huis. Jy gee jou alles, jy laat alles aan die Here oor, want hy kyk na jou. Amen. Die plek is nie deur iemand bestel nie, is God se teenwoordigheid, God se huis, waar jy jouself moet geniet, jou Pa se huis. Die mense hier, Amen. asof dit jou laaste dag in sy teenwoordigheid is. Asof dit die laaste dag in die teenwoordigheid van die Here is. Dit moet die plek wees vir jou, die plek van aanbidding. Hier moet jy kan vry wees in die huis van jou Pa. Amen. Jy kan ook nie soos 'n vreemdeling voorkom. Nee man. Jy deel uitgemaak van die groot familie. Amen. As daar 5 kinders in die huis is, en hier hoor jy, daar's weer 'n broodjie in die oontjie. Daai kind word deur hy hele 5 kinders op die hande gedra. Almal wil hy kind vashou. Dis die waarheid. Net soos die bekering op die Bybel sê, daar's blydskap in die hemel vir elke sondaar wat op die Here bekeer. Die hemel is in beroering. Hoe moet ons nie oor mekaar voel? Dis die waarheid. As 'n huishouding dan so is. Almal wil hy kind vashou. Ek dink ek het gisteraan so ietsie gesien waar die ma die babietjie, klein babietjie vir die dogtertjie, geen dogtertjie is ook klein. Seker so 'n jaar en 6 maande. Maar is nog 'n dogtertjie. En toe die ma nou die babietjie vir die dogtertjie gee, kyk die dogtertjie die babietjie so, en sy gryp hy daarmee en sy sit hom in haar mond en haar hande. Sy sê, moenie vir my 'n baba kom, wys sien ek is die baba nie. Al die dierbares met my. Dis jou broers en susters in die Here wat langs jou sit. Dis die waarheid. Daarom kan jy nie jou skaam vir hulle nie, want niemand skaam hulle en hy 5 vir hy anders. Nie almal doen hulle dinge in hy huishouding. Soveel so, dat hy een die ander een is 'n laaste korsie ook opeet. As die dierbares met my. Amen. En as jy kom na die plek van hom, moenie laat jy aankom nie man. Kom op tyd. Kry jou goedertjies reg. Want jy kom. Psalm 122. Ek was bly. Toe hulle vir my sê, laat ons opgaan. Ja, daar gaan omstandighede wees, want jy nou nie al die pad in tyd, maar net die feit dat jy ook hier gaan is ook vir ons almal belangrijk. Want die familie gaan jou mis. As die dierbares met my. Amen. Die Bybel sê, baie het in hom geglo, omdat hulle die tekens gesien het, en net so moet ons die Here ervaar in die plek van aanbidding, want jou genesing is hier, jou gees word hier herstel en opgewek. Die krag van God is jou aanbidding, jou krag van God is in jou aanbidding. Dis hier waar jy vaardigheid leer in die spirit en in die woord, want dit is 'n heilige plek. In jou aanbiddingsplek word die woord aan jou geopenbaar en ook die waarheid. Johannes 8:32. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Johannes 8:36. En as die seun van die mens vrygemaak het, sal hulle waarlik vry wees. Die Here seën hierdie woord. As jy iemand is wat besef jy sien op die plek. Niemand het nodig om vir jou te sê jy ken jouself. Ondersoek en kyk self, het die woord gehoor. Is jy op die plek? Hoe is jou aanbidding? As daar so 'n persoon is, kan jy vanmôre staan en ek sluit u in die gebed. Ons het nodig om te bekeer van ons verkeerde weë. In jouself en weet jy is nie meer waar jy was nie. Maar die Here het sy woord gestuur
om ons uit ons kuile te red, om ons gesond te maak. Daar was 'n tyd toe jy op 'n ander level was. Jy is nie meer op hy level nie. Maar die Here is vanmôre in hierdie plek om jou te herstel. Ons is nie volmaakte mense nie. Die Here snoei vanmôre. Dis die plek waar hy woon. Hy sê woon onder die